So, ons is nog aan die gang met ons reeks. Dis die 5de tema vanoggend en die reeks wat gaan oor God is, daarom kan ons wees. En vanoggend se tema dan gaan oor Christus wat die hoof van die kerk is en ons is sy liggaam. En dis vir my baie lekker. Ek voel ongelooflik bevoorreg om deel van die kerk te kan wees. Maar dis ook vir my lekker om te praat oor die kerk. En die rede daarvoor is dat ek weet dat die Here verskriklik lief is vir die kerk. Die kerk is die bruid van Christus. Jesus het sy lewe afgelê en ons leef in hierdie kindskap. Ons wat hier saam is ongelooflik kosbaar vir die Here. En dit is regtig die hart waarmee ek vanoggend se boodskap wil deel. Is baie keer as mens praat oor die kerk, dan kan mens baie krities klink. Mense het altyd iets te sê oor die kerk en die probleme binne in die kerk. Maar eerste en primêr is die kerk Christus se liefdesgemeenskap. En ek wil hê ons moet vanoggend begin deur dit te sien en vir mekaar te sê, ons het baie foute. Kerk wêreldwyd het baie foute, gemeentes het foute. Maar dit is die liefdesgemeenskap wat Christus vir homself gekies het, waardeur hy sy doel wil gaan uitleef in die wêreld. En ons is deel daarvan. So ek wil vanoggend fokus op 4 belangrike vrae en uiteindelik uitkom by jou as individu en dan ons as gemeente. Wat beteken dit wat ons leer vir ons prakties? So eerstens, dalk weet jy, maar miskien net weer 'n bietjie gaan kyk, wat sê die Bybel, wat is die kerk? Tweedens dan, wat is die doel van die kerk? En as ek dan nou praat van kerk, dan is dit nou hoofletter kerk, nee, dis die gemeenskap van gelowiges reg oor die wêreld. Hoe pas ek in as individu binne in die kerk? En wat is dan nou binne in alles wat ons sê die gemeente se rol as liggaam van Christus? So eerstens, wie is die kerk? Nou ek gaan nou elke keer na 'n skrifgedeelte kyk en dan 'n bietjie daaroor gesels. Wie is die kerk? Kolossense 1 vers 13 en vers 18. God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun. En dan vers 18, hy, Jesus, is die hoof van die liggaam. Is die hoof van die kerk. Nou, die woord kerk, ekklesia, soos wat ons dit kry in die Nuwe Testament, beteken om saamgeroep of uitgeroep te word. Dis afgelei uit die Griekse woord wat beteken uit en roep. So in die oorspronklike konteks het dit eenvoudig verwys na 'n samekoms van mense. Ekklesia was 'n groep wat bymekaar gekom het. Maar as ons kyk na die inhoud van die woord, dan is die kerk die mense wat deur Christus uitgeroep is of saamgeroep is. Mense wat voorheen in duisternis was, wat uit daai duisternis gehaal word en in die koninkryk van Christus se lig gesit word. So as jy baie eenvoudig dit wil stel, is dit ons is geroep by mekaar om hier te wees vandag. Uitgeroep en saamgeroep. Maar uiteindelik gaan dit oor 'n totale nuwe identiteit waarin ons leef. Die kerk, wie is die kerk? Die kerk is mense met 'n nuwe identiteit. So ek wil 'n paar voorbeelde uit die skrif net vir julle wys, net wat beskryf dit wat Jesus vir ons gedoen het en hoe dit bepaal uiteindelik wie ons is. En let wel, niks van dit wat ek nou gaan sê is gegrond op iets wat mense kan doen nie. So hierdie gaan nie oor wie ons behoort te wees nie, hierdie gaan oor dit wat Christus vir ons gedoen het sodat ons kan wees wie ons is. So eerstens sien ons in Kolossense 1 vers 13 dat ons gered is uit die mag van die duisternis. So mense wat nie vir Jesus ken nie, die skrif sê hulle denke is verwronge, hulle denke is duisternis, hulle leef in slawerny in die mag van sonde, daar's nie lig in hulle lewens nie. En Jesus kom dan en hy red ons, en dis wat ons lees in hierdie gedeelte in Kolossense 1 vers 13, hy red ons uit die mag van duisternis, en hy plaas ons dan in die koninkryk van sy seun. Dis wat God vir ons doen. So ons word verplaas van een koninkryk na 'n ander. En nou in hierdie nuwe koninkryk, wie is ons? Ons lees eerstens, ons is bevry van sondes. Ons is versoen met God. Dit is die gemeenskap wat se verhouding met God herstel is en reggemaak is. Ons is heilig.
Ons ontvang Jesus se heiligheid. Hy neem ons sonde, hy gee vir ons sy heiligheid. Ons is God se uitverkorenes. Nou om uitverkies te wees beteken dat jy het nie aangemeld nie, die Here kies jou en hy maak jou deel. En daar's 'n groot misterie binne in dit. Maar dis net iets wat wys dat ons in dit geen krediet aan onsself kan toeken nie. Dan sê die skrif ook ons is God se geliefdes. En dit is besonder om te dink dat ek en jy mense is wat geliefd is deur God. Ons kry ook die voorreg om kinders van God genoem te word. Dis wat ons in Johannes 1 lees is dat niemand is 'n kind van God uit hulle eie reg of prestasie nie, maar ons ontvang die voorreg om kinders van God te wees wanneer ons glo in Jesus Christus. En dan die laaste ding, en dis nie 'n omvattende lys nie, maar dis net 'n paar voorbeelde. Dis die gemeenskap wat verseël is met die Heilige Gees. So voor ek kan verder gaan vandag oor wat die kerk doen en wat die kerk se taak is in die wêreld, is dit verskriklik belangrik om die fondasie te lê. Want as ek vir jou sê wat ons moet doen voordat ek vir jou verduidelik wie ons is dit onmoontlik om dit na te kom. Maar hierdie lys wat ons hier lees vanoggend is gebaseer op wat Christus vir ons gedoen het. Hierdie gaan oor God se gesindheid teenoor ons. En dis hoekom ek wil begin deur te sê hoe besonder dit is dat Jesus so lief is vir ons, dat hy graag 'n gemeenskap van gelowiges wil hê wat hom dien en wat ook dan sy bruid genoem word. Soos die liggaam van Christus, maar soos ook sy bruid. En ek meen, as jy dink aan 'n bruidegom wat opgewonde is om te trou, daar's vir 'n bruidegom niemand belangriker en meer kosbaar as sy bruid nie. En Christus is die volmaakte bruidegom. So as jy dink aan hoe kosbaar die kerk vir hom is, soveel so dat hy sy lewe aflê vir die kerk. So vandag wil ek nie hê jy moet wonder of jy goed genoeg is nie. Nie wonder of jy hemel toe gaan as jy doodgaan nie. Nie in 'n valse vrees en in 'n onsekerheid verkeer oor wie jy is en oor wat God vir jou gedoen het nie. Deur te glo en deel te raak van die gemeenskap van gelowiges reg oor die wêreld, is hierdie waar vir jou. Dis 'n geskenk wat God vir jou gee. En dis 'n wonderlike voorreg. Maar uiteindelik is dit belangrik om vir mekaar te sê dat die pad eindig nie daar nie. Want jy sien, dis dikwels vir ons verskriklik lekker dit waaruit God ons red. Nee, dit wat hy vat ons uit die duisternis uit. Hy red ons van oordeel, hy red ons van straf, hy red ons van die mag van sonde. Maar nou as dit kom by waar na toe hy ons red, wil ons 'n bietjie ons opsies oophou, eintlik, nee. Ons hou daarvan dat God iets negatiefs uit ons lewe uit wegvat. Maar die pad van disippelskap begin dan eintlik wanneer ons vir hom begin vra, nou maar goed Here, wat dan nou met my lewe? Wat volgende? En dit is dan waar ons kan praat oor die doel van die kerk. En ek wil Efesiërs 1 vers 22 en 23 lees. Hy het alles onder sy voete gestel. En hom aan die kerk gegee, dis nou Jesus, as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vul. Kyk na 'n paar van hierdie woorde wat hier so staan. Die eerste ding wat ons sien is, Jesus is die hoof. Ons is die liggaam en die doel dan van die liggaam. En hier lees ons dit is heeltemal besonders. Die kerk is die volheid van hom wat alles en almal vul. So die kerk se doel is uiteindelik om die volheid van Jesus te gaan uitleef in die wêreld met hom as hoof. God kon dit anders gedoen het, sekerlik. Maar dis uiteindelik die pad wat hy kies. Is om homself in mense in te sit, om ons vol te maak met hom, sodat ons daai volheid kan gaan uitleef in die wêreld. So die doel van die kerk is baie eenvoudig, as jy dit op een manier wil stel, is om die liggaam van Jesus te wees. So dis om uit te leef wat ons reeds is. Dis ons doel. En 'n liggaam sê vir my dat dit iets is wat aksie neem. Daar's beweging, daar's iets dinamies, daar's iets wat gebeur, dis iets waarvan ons deel is. Die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê, as ons praat oor die liggaam in aksie, is dat Jesus is die hoof. So, 'n mens kan maklik dink in die kerk, jy kyk na leierskap, né? Jy kyk na gemeentes waar daar leiers is wat besluite neem, wat bepaal op wat se koers 'n gemeente is, wat dinge bestuur op 'n sekere manier.
Maar leierskap in die kerk se hooffunksie is om te onderskei wat die hoof van die liggaam wil hê. So as jy wil verstaan wat predikante in 'n kerkraad veronderstel is om te doen, dan is dit eintlik om fyn te luister na God se stem vir die gemeente. Elkeen het 'n verantwoordelikheid om dit individueel te doen, maar leierskap in gemeentes moet saam vra, wat wil Jesus hê vir hierdie gemeente? Hoe kan ons die hoofskap van Jesus laat seëvier in die gemeente? En jy sien, die probleem is, sodra enige iets of enige iemand anders die hoof raak, dan is die liggaam eintlik verlam. Of die liggaam leef 'n ander doel uit as die doel wat Jesus Christus het. En dan gaan daai liggaam uiteindelik stelselmatig agteruit gaan en ek wil sê wanvoeding ondergaan, omdat dit nie leef volgens die doel van Jesus Christus nie. Een van die eerste kwessies wat jy in 'n liggaam sal sien is eenheid in die liggaam. Ek kan nie gaan met my face, myself ek kan dit seker doen. Maar dit is nie sinvol vir my om te gaan en met my face, myself te slaan nie. Of om goed in my liggaam in te neem, dat ek my hand vat en iets in my mond indruk wat my kan seermaak of doodmaak. So, ons eerste roeping as liggaam is eintlik versoening in verhoudings. Liefde en gehegtheid met mekaar. Dis hierdie band van eenheid. Voor ons wegspring en 'n klomp goed begin doen, moet ons kyk na die kwaliteit van ons verhoudings. Ons het 'n gesegde al van ons leierspan wat ons sê verhoudings eerste. En dit gaan nie daaroor om hierdie valse sin te hê van vrede wat so op die oog af lyk of dit nou of alles goed gaan nie. Dit gaan oor daai regte, openhartige kommunikasie, vergifnis, die bereidheid om te sterf aan jou wil vir die groter doel en die groter prentjie. As jy bitterheid koester in jou hart teenoor mense, dan is dit een van die eerste maniere hoe jy verhinder dat Christus jou as deel van die liggaam gebruik. Want die eerste ding wat gebeur is, jy raak deel van iets waar daar nog mense is. Dit is nie 'n opsie. Die Here kan jou nie red en sê, okay, ek red jou nou en hier is jou eiland nie. Jy weet. Hy red jou en as jy in die liggaam, elkeen afsonderlik deel daarvan. So ons beter gemaklik raak met mekaar. En daarom gee Christus ons sy gees, want sy gees gee vir ons daai vrug van liefde en vreugde en vrede. So ek sou sê, as jy wil begin iewers om te verstaan wat dit is om kerk te wees, begin by jou verhoudings. Begin by jou verhoudings met jou medegelowiges, met die wat saam met jou in die huis is. Want verdeeldheid in die liggaam is die grootste oorsaak van die immobiliteit van die liggaam. Dink aan kerke wat jy miskien van bewus is deur die jare wat geskeur het. 'n Kerk wat skeer, ek meen, dit is 'n ongelooflike hindernis vir die werk van die koninkryk. Daar's soveel seer en verwoesting wat daarmee saamgaan. Maar dit is altyd rondom verhoudings wat suur gaan. Verdeeldheid in die kerk is die enkele faktor wat die grootste kniehaltering is vir die funksionering van die liggaam van Christus. En daarom is dit so belangrik en daarom fokus Jesus so baie op hê mekaar lief soos wat ek julle lief gehad het. Dis ons eerste roeping as liggaam. En dan natuurlik, as ons dan 'n liggaam dink, dan gaan dit oor die opbou en die groei, want hierdie liggaam moet sterker word. Hierdie liggaam moet fiks raak. En ons het 'n rol om te speel waar ons in geloof as individue groei, maar ook 'n volwasse kerk kan raak. Al hoe meer soos wat Christus is, want jy sien die ding is, soos wat mense nou ouer word, dan, jy weet, sê maar 20 jaar terug het ek gedink, ek gaan nou dit doen en dan doen ek dit, jy weet. Ek gaan nou hardloop en dan gaan ek daai ding daar gaan kry. Nou is daar 'n verskil tussen dit wat ek dink ek gaan doen en wat actually gebeur. Ek weet nie of dit met julle ook gebeur nie. So jy het voorheen gedink, ek gaan nou spring en dan gaan ek so hoog spring en dan doen jy dit, maar nou dink jy ek gaan so hoog spring en op die einde, jy weet, dan skiep jy maar eerder die spring, net voor jy moet gaan. So die liggaam moet groei en sterker word, sodat dit wat Jesus dink moet gebeur en dit wat gebeur dieselfde is. So 'n deel van dit is geestelike groei en opbou van die liggaam, is onderrig, dis woord, dis leer, dis mekaar opbou met ons gawes, dit is om vry te wees in die geloof, dis deel daarvan. En dan is dit uitbeweeg in die wêreld in. Want jy sien, Jesus se liggaam, sy doel met sy liggaam is om te gaan en die werk te gaan doen van evangelisasie, die werk van vrede bring in die wêreld. Dis wat hy met sy lyf wil doen. Dis wat Jesus wil sien gebeur.
Dis om te dien. Jesus het gesê, ek is in julle midde soos een wat dien. Dis beter om te gee as om te ontvang. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Dis Jesus se gesindheid, daarom is dit die gesindheid van die liggaam van Christus. Christus wil graag deur sy liggaam sy koninkryk bevorder. Sien, dit gaan nie daaroor om te sit en groter en sterker en gemakliker in onsself te raak nie, maar om te beweeg, om die koninkryk te sien kom, net soos in die hemel so op die aarde. En dan laastens, en dit vat ons dan nou oor na die volgende tema toe, is dat wonderlike ding van 'n liggaam is dat almal dra by. Almal het 'n rol om te speel, 'n deel, 'n plek, iets wat hulle kan doen. Dit het sekerlik al met jou gebeur dat jy in die nag word en jy het jou arm doodgelê, né? En jy weet, baie keer vat dit lank vir daai arm, maar dan kan jy nou in daai oomblik voel hoe dit nou is, as daar een deel van jou liggaam is wat nie wil doen wat jou brein sê dit moet doen nie. Jy weet, en dit lyk mos in die begin so half so, dan begin jy daar, dan slaan jy jou vrou op ongeluk in die gesig raak en dis wild, jy weet. Maar jy kan voel dan hoe dit is as 'n deel van jou liggaam nie wil saamwerk met dit wat dit veronderstel is om te doen nie. Want daar's een ledemaat wat nie die bydrae gee wat dit behoort te gee nie. En ek dink elkeen van ons het 'n plek en ons moet verstaan dat die Here wil regtig hê ons moet daai plek volstaan. Hy gee vir ons die gawes om dit te kan doen. Ons is nie buitestanders van die liggaam nie. En ek dink een van die miskonsepsies of die wanopvattings is dat die kerk is iets waarvan jy deel raak. Jy kan aansluit of weggaan, maar in terme van die groter kerk, die universele kerk reg oor die wêreld, as jy 'n Christen word, is jy deel van die kerk. Die kerk is nie 'n opsionele boksie wat jy tik nie, want jy word deel van 'n liggaam gemaak en daar is jy nou. Daar is jy nou. En dit laat jy dan die vraag vra, maar hoe pas ek dan nou in binne in dit alles? En ek het so gehou van hierdie teks wat ek vanoggend met die kinders gedeel het. Julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. So hier lig dit pertinent uit dat ja, ons is 'n groot liggaam, maar elkeen individueel. Daai twee woorde word baie spesifiek uitgekies. Elkeen individueel. Jy is soos wat jy is met dit wat jy kan doen. Jy is deel van die liggaam as individu. Ek het van hierdie mosaïek teel kunswerk gehou. Ek weet nie hoe, ja, mense kan dit daar mooi sien op die skerm. Ek meen, dis hierdie pragtige kunswerk van, jy weet, daai aand voor Jesus se kruisiging, die laaste avondmaal, dis beautiful. Jesus wat die nagmaal kom bedien aan die disippels. Maar as jy gaan kyk daarna, is duisende klein teeltjies, nee. En dis so perfek by mekaar gesit, maar as jy gaan fyn kyk, elkeen van hulle het 'n spesifieke plek wat dit vol staan. En elkeen van hulle is die regte kleur, die regte grootte, geplaas in die regte posisie. Jy kan niks daar wegvat of bysit wat dit nie gaan laat snaaks of vreemd lyk op 'n manier nie. Jy gaan agterkom as daar een is wat nie sy plekkie kan vol staan nie. Dit gaan nie jy gaan nog steeds kan verstaan wat die prentjie is. Jy gaan nog steeds kan sien waaroor dit gaan, maar dit gaan nie voltooi wees nie. En ek dink dit is tot 'n groot mate ons rol as Christene is, om te sê maar, dit voel nie noodwendig altyd soos baie nie, maar dit is ongelooflik belangrik, want dit is hoe God my gemaak het, en hoe hy my plaas as deel van hierdie prentjie. En die vraag kom dan op, maar wat is jou unieke bydrae? Want jy sien ons, in die kerk kan ons baie praat oor die gawes van die Gees, en dit is baie keer vir mense verwarrend, want hulle kan dit nie baie spesifiek identifiseer nie. Maar as jy dit baie wil vereenvoudig, dan is dit regtig om te sê, om dit in jou kop te kry om half te sê, maar ons is 'n span. En as jy deel is van die gemeente, dan weet, miskien is jy 'n besoeker hier vanoggend, ons is 'n span. En my rol is nie om te sê wat doen die leiers reg of verkeerd, hoe goed is die preek of nie. Dis alles nice, jy weet.
Maar die vraag is eintlik maar, hoe kan ek hierdie span laat help wen? Ek het gehoor van Rassie Erasmus dat hy wys goeie spelers partykeer weg, want hulle pas nie in die spankultuur in nie. Dis vir hom belangriker dat daar span dinamika is, as wat daar net begaafdheid is van spelers. En daarom is 1 Korintiërs 13 so tussen die gawes van die Gees deur Paulus daar geplaas. Jy weet, al het ek alles, ek het nie liefde nie, beteken dit niks. Want ons is 'n span. En ek wil hê jy moet dink en jouself vra, op watter manier kan ek 'n bydrae lewer? Dit is wat vir my so lekker is, so sê maar van die bazaar naweek nou. Daar's letterlik, dink ek, omtrent honderde mense wat dien op 'n manier. Wat hier is, wat iets gee van hulle self en hulle tyd. Maar jy's ook hier en jy gee jou geld uit. Jy dra by op 'n manier. Jy bring jou kinders, jy maak deel uit van die atmosfeer. En ek meen, hierdie gaan nie oor om buitekant dit wat die Here vir jou gegee het, die gawes wat jy het, jou vermoëns te probeer beweeg nie. Dis eenvoudig om te sê, maar wie is ek? Hoe kan ek help? Wat kan ek doen? Don't overthink it. Want as jy nou kyk hier is nou hier's 'n paar honderd mense hier vanoggend. I mean, as almal ietsie doen en ietsie gee, die kapasiteit is iets ongeloofliks. En binne dit moet ek bieg dat die institusionele kerk het bediening geprofessionaliseer. Verstaan, dis dominees wat preek, betaalde, jy weet, kerke reg oor die wêreld, hulle personeel raak al hoe groter. Jy het naderhand dis niemand wat nie 'n betaalde amptenaar is, doen omtrent meer iets nie. En dis 'n fout. Maar die bediening is nog altyd die bediening van die liggaam van Christus. Genuine, dit is soos om te gaan luister na iemand. Dit is om te gee. Dis om 'n bos blomme te vat. Ja, dis ook om 'n dankoffer te gee. Dis ook om deel te wees van dit wat die Here deur hierdie gemeente wil doen. Dis om met die gawes wat jy het aan te meld, of dit is om te sing of 'n musiekinstrument te speel, om kinders te leer en te onderrig, om dankoffers op te neem. Daar's so baie en alles van dit dra op 'n manier by tot die groter geheel, maar dit gaan oor die prentjie wat jy het van jouself binne in dit. En as ek kan teruggaan vir 'n oomblik, onthou, jy is heilig, jy is uitverkies, jy is geliefd, jy is deel van die liggaam, jy is vry van sonde, die Here het jou verplaas na die koninkryk van sy lig. So wat jy doen, maak jou nie meer deel van die liggaam nie. Jy doen hierdie goed omdat jy deel is van die liggaam reeds. Daar's mos hierdie uitdrukking, trek jou sokkies op, jy weet. En die kerk het nodig om haar sokkies miskien op te trek en te sê, maar kom ons werk almal saam, kom ons doen ons deel wat die Here vir ons gegee het. En dit spoel dan oor in die vraag oor wat die gemeente se rol is binne dit. Want ons het nou gepraat oor die breë kerk en individue, en ons het seker nou in hierdie rigting begin beweeg. Maar ek sien dit so dat 'n gemeente se rol is die plaaslike uitdrukking van die liggaam van Christus onder die hoofskap van Jesus. Dit is soos 'n saad wat op 'n spesifieke plek in die grond val en daar groei en floreer en lewe het, blom. Dis plaaslik. Gemeentes is ongelooflik belangrik en daarom kan jy nie 'n gemeente in Suid-Afrika met 'n gemeente in China vergelyk nie. Ons voel dikwels minderwaardig want die kerk groei so daar en die kerk doen dit hier, maar ons het 'n plek hier. Ons moet sin maak van wat dit is om Jesus te volg in Suid-Afrika, in George, op hierdie plek met hierdie lang toring hier. Verstaan, dis wie ons is. Ons moet dit uitfigure en die Here moet ons wys. En dan as mens kyk na mense wat saam dien, mense wat saam fellowship het, mense wat op hierdie gegewe plek hulle rol uitleef, dan sien jy dis eintlik half die familie by wie jy bly. Dink gou 'n oomblik daaraan, jy het 'n breër familie, nê? En jy kan lief wees vir daai hele familie. Jy kan 80 familielede hê en vir hulle almal lief wees. Maar jy bly nie by hulle almal nie. Jy het 'n huisgesin waarvan jy deel is. En ek sien 'n gemeente so. Dis die familie by wie jy bly. En
dit beteken nie dat jy nie verhoudings het met die res nie. Daai verhoudings is special. Enige Christen wat ons raakloop, van enige kerk, enige kans wat ons het om gemeenskap te hê met die breër kerk, is wonderlik. En dalk selfs slaap ons oor 'n aand of wat. Jy weet nie. Dis hoe hierdie verhoudings is. Ons is sterk connected. Maar jy lewer jou bydrae by hierdie familie van wie jy deel is. Nou ek het nou toevallig gesien die dames wat die blomme sien vanoggend, het nou Kersrose gekies wat nou nogals vir my 'n bevestiging was van die Here. Kersrose, en ek wil afsluit met hierdie beeld vanoggend. 'n Verskriklik mooi blomme en jy weet iets Suid-Afrikaans ook wat vir ons baie spesiaal is. Maar die kleur se verskeidenheid is verskillend, nee. Dis dieselfde blom, maar die kleur verskil. En ek het so 'n bietjie gaan lees daaroor en gesien dat die kleur wat hierdie blomme uiteindelik uitkom het te doen met die pH van die grond en die hoeveelheid aluminium wat daar in die grond is. So die minerale en goed wat daarin is. So dieselfde blom in 'n meer laer pH, 'n suurder grond is blou teenoor een wat baie pink is met 'n hoër pH. En ek dink eenvoudig dat gemeentes werk so. Dis dieselfde saad, maar die grond is verskillend. En die manier hoe hierdie blom dan groei, jy kan nie dit vergelyk met mekaar nie. Jy kan nie sê eers daai blou Kersrose is maar beter as die pink ene nie. Die grond is verskillend. Die konteks is anders. En ek dink regtig die Here vra net van ons as gemeente om in die grond waarin ons geplant is, sy karakter te reflekteer op watter manier dit ook al uitspeel. En dan is daar twee goed. Die een is die kleur en die kleur is jou karakter. Dis hoe jy lyk, dis wie jy is. Maar die ander faktor is die groei. Jy sien, ons is ook geroep om te groei. As kerk om uit te brei en gestuur te wees in die wêreld in. Ons is deel van God se groot plan met die wêreld. Maar niemand kan dit alleen doen nie. En jy is hier vanoggend, want God het jou ook hier geplant. Laat hom toe, om jou te laat groei, om die kleur te dra, wat hy vir jou gekies het, saam met die familie, waarvan hy jou deel gemaak het. Want ons is die liggaam van Christus. Amen. Here Jesus, U is ons hoof. En ons wil regtig graag onder U hoofskap kom leef. Ons wil graag kom getuig in die wêreld van dit wat U doen. Mag Here, en ek bid dat U deur die Gees die eenheid wat daar tussen ons is, sal versterk, Here. Dat U ons na mekaar toe sal trek en in 'n liefdeseenheid sal verbind. Maar ek bid, Here, dat U vir elke een van ons sal wys wat ons plek is, wat die manier is hoe ons, al voel dit klein, 'n bydrae kan lewer tot hierdie liggaam waarvan U ons deel gemaak het. Here, ek weet ons sukkel baie keer om oor die weg te kom en ons maak ook dikwels mekaar seer. Ek bid vir elkeen hier wat seer gekry het, Here, vir genesing. Ek bid ook vir vergifnis, Here, en vir herstel. Mag ons nie mekaar verskeer in 'n verdeelde liggaam wees nie. Mag ons een wees, Vader, soos wat U en die Seun en die Gees een is. Dankie dat U ons gekies het. Dankie dat U ons deel gemaak het van U plan vir die wêreld. Amen.